Hartlik welkom ook by vanoggend se erediens en wat 'n voorreg om jou te mag groet in die kosbare mooi naam van die driemaal heilige God. Ontvang daarom die seëngroet van hierdie Here wat jou uitverkies het en wat jou innig liefhet. Die genade en die liefde en die vrede van die lewende Here en God, Vader, Seun en Gees, is ook vanoggend vir jou bedoel. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanoggend 'n baie moeilike tema, 'n tema waarvan ons dikwels wegskram, 'n tema wat gegee die feit dat ons met hierdie opname nie altyd dieselfde hoeveelheid tyd het as in 'n erediens nie, net die hoofpunte gaan aanraak. Nou, wat is die tema vir vanoggend? Die groot uitverkiesing. Ja, u het reg gehoor, die uitverkiesing. So voordat ons hierdie moeilike tema aanraak en letterlik gaan fokus op die hooftema, of die hoofpunte onder hierdie tema, gaan ek vra dat ons vir 'n oombliekie sal stil raak en sal toelaat dat die Here self sy woord sal seën. En daarom wil ek jou nooi, raak stil, dan bid jy saam met my. Here, ons Here, ons wil net vanoggend kom en vra dat u hierdie woordverkondiging sal seën. Here, mag dit so wees dat elkeen wat inluister verby die prediker sal kyk. Here, want wie is ek per slot van rekening? Maar mag hulle u woord hoor. Mag elkeen en ek myself wat dit ook bring, weer diep onder die indruk kom, Here, van u liefde en u genade. Vir elkeen van ons wat u in soveel liefde en diepte en barmhartigheid uitverkies het deur ons Here Jesus Christus. En daarom bid ons, Heilige Gees, mag u waai waar u wil, wanneer u wil en soos u wil, en aanraak diep daar waar u dit so sou wou. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning, ons verlosser en ons Here. Amen. Die uitverkiesing. Kom ons begin so en sê vir mekaar, maar daar's baie wanpersepsies oor die uitverkiesing. En ek gaan nou met baie versigtigheid die volgende voorbeeld op die tafel plaas. Geliefdes, een van die wanpersepsies wat daar bestaan rondom die uitverkiesing is dat dit is asof God 'n stem het wat na jou kant toe kom en die duiwel, die bose, het 'n stem wat na jou kant toe kom en dan kan ek en jy nou kies. Ons kies dan op die einde van die dag of om te reageer op God se stem of op die bose se stem. En na gelang van hierdie toutrekkery tussen God se stem en die bose se stem en my keuse, is daar iets van die uitverkiesing wat tot vergestalte kom. Maar natuurlik is dit nie so nie. Natuurlik kan dit nie so wees nie. Want as ons nou ons teksvers lees vir vanoggend, en ons gaan verskeie lees, maar die fokusteks vanoggend, dan lees ons, maar ek en jy is uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Voor die wêreld nog geskape is. Met die gevolg is dat, kom ons sê dit soos dit is. Die bose het geen stem nie. Die bose is 'n veroordeelde. Die bose is verdoem. En ek en jy, ons het ook nie 'n stem nie. Ons het ook nie 'n sê hierin nie. Die enigste stem, as dit kom by die uitverkiesing, is die stem van die Here. Is God. En hy alleenlik het 'n stem. En om dit dan nou te bekragtig vanoggend, nooi ek jou om saam met my die woord van die Here oop te slaan. En ons doen dit by Efesiërs hoofstuk 1. En ons gaan met mekaar saam lees van vers 3 tot 5. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe, sê Paulus. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En dan beskryf hy hierdie seëninge. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies. Hoorie, voor die wêreld verkies is, voor die wêreld geskape is ek en jy uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Liewe broer en suster, wanneer 'n mens hierdie teks dan vanoggend lees,
dan verstaan 'n mens iets, maar ook nie regtig nie. Want ons verstand en ons begrip is net te kortsigtig. En daarom het ons nodig om God se woord en die Heilige Gees te vra om vir ons hierdie teks oop te sluit. So kom ons begin vanoggend deur vir mekaar net die vraag te vra: is daar regtig iets soos die uitverkiesing? Ons het hier gelees dat Paulus sê, die grootste rede vir lof en dank en prys in jou lewe is die feit dat jy uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. Is daar ook ander tekste wat bevestig dat daar 'n uitverkiesing is? Natuurlik. En ek het hulle sommer hier vir my uitgedruk. En die rede daarvoor is, dis 'n klompie tekste, en gegee die tyd wat ons het vanoggend, gaan ek dis nie in die Bybel naslaan nie, maar u is baie welkom om dit ook in die Bybel te gaan naslaan. Daarom, kom ons kyk na een van die moeilikste tekste, 'n teks wat die uitverkiesing eintlik tande gee. En dit is in Romeine 9. Ons gaan ook Romeine 11 lees, ons gaan Handelinge 13 lees, ons gaan 2 Timoteus 2 lees, maar kom ons lees Romeine 9 vers 10 tot 13. Daar staan, en dis nie al nie. Rebekka was net een keer swanger deur ons voorvader Isak. Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goed of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Sjoe. Voor hulle geboorte is die uitverkiesing reeds ter sprake. Is daar nog tekste? Kom ons lees, Romeine 11 vers 5. Wat is die agtergrond hierso? Dit gaan hierso dat Paulus antwoord die vraag aan die Jode rondom, maar omdat die Jode dan Jesus as die Messias nie aanneem in die geloof nie, beteken dit dat hulle almal nie uitverkies is nie? En dan antwoord Paulus in Romeine 11 vers 5. Net so is dit ook vandag, daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God uitverkies is. En as dit uit genade is, dan is dit nie die verdienste nie, anders sou die genade nie meer genade wees nie. Vers 7, waarop kom dit dan neer? Hierop, wat Israel soek, het hy nie gekry nie, die uitverkorenes het dit verkry. Dit wil sê, 'n gedeeltetjie, ook van die Jode, ook van Israel, wat deur God uitverkies is, sê Paulus, het die geloof gekry om die Messias aan te neem as die ware Messias. Nog 'n teks, Handelinge 13 vers 48. Hier gaan dit oor Paulus en Barnabas, wat met hulle eerste sendingreis die evangelie onder die Jode verkondig, en dan is die Jode in die sinagoges nydig, en hulle is eintlik kwaad as die evangelie op hierdie manier na hulle toe kom. En dan besluit Paulus en Barnabas, maar hulle sal na die heidennasies toe gaan. En dan staan daar in Handelinge 13:48, toe die heidene dit hoor, dit wil sê die goeie nuus, die evangelie hoor, was hulle baie bly oor die woorde van die Here en hulle het dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geraak. Sjoe. 2 Timoteus 2:10. Paulus sê, hy was bereid om ter wille van hierdie evangelie swaar te kry. En kyk wat sê hy, daarom verdra ek alles. En ons weet wat het hy alles verdra, hy het bitter swaar gekry. Hy het skipbreek gelei, hulle het hom gestenig en vir dood gelos, hulle het hom geslaan 'n paar keer ter wille van die evangelie. Maar hy sê hier, in 2 Timoteus 2 vers 10, daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat daar in Jesus Christus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Geliefdes, is daar iets soos die uitverkiesing? Vanuit hierdie tekste omwonde so, ja. Maar dan, die vraag wat eintlik so heimlik in elkeen van ons leef, dit voel so onregverdig. Hoe kan God vir Jakob kies en nie vir Esau nie? En wat van die persoon daar buite wat hy nie kies nie, maar hy kies dalk vir my? Of dalk die onderliggende vraag, wat as hy iemand anders gekies het eerder as vir my? Is dit regverdig? Dit voel net onregverdig. Mag 'n mens die vraag vra, is dit regverdig? Natuurlik mag ons die vraag vra. En ook hier is die woord van die Here dadelik vir ons
gereed. En ek vra dat jy so lank sal oopmaak by Romeine hoofstuk 9, ons gaan lees vers 10 en 13. Geliefdes, ek gaan gou rondom is dit regverdig met jou die volgende deel. As jong student in ons eerste jaar kry ons klas by professor Johan Heinz en dit gaan toe oor die uitverkiesing en hy vertel vir ons ook rondom die uitverkiesing en soos wat die periode klaar maak is daar een van die jong dames wat agter professor Heinz aanstap en ek is net so nuuskierig en ek vermoed ek weet wat gaan sy vra. Sy gaan vra, is dit regverdig? En ek is saam met haar uit en sy vat hom so aan die hand en sy sê, professor, voor jy gaan, dit voel net so onregverdig. En ek sal nooit sy woorde vergeet nie. Hy sê, jong dame, as dit gegaan het oor regverdigheid en God wat regverdig moet optree, dan het hy die hele mensdom veroordeel en verdoem. En dit het my baie lank bygebly. Wat sê hy? Wanneer ons dink en praat oor die uitverkiesing, behoort daar nie by ons die eerste vraag op te duik van, maar is dit regverdig? Of, daar's in my 'n stuk verwyd, maar die Here kan mos nie dit doen nie. Nee, kom ons lees wat sê Romeine 9. Ons lees vers 10 tot 13. En dis nie al nie. Ons het mos nou gelees, Rebekka was net een keer swanger deur ons voorvader Isak. En ons het daai gedeelte gelees, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, vir Jakob het hy lief gehad, maar vir Esau het hy gehaat. Die besluit van God is gegrond op die uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep. En kyk nou wat staan in vers 14 tot 16. Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Beslis nie. Vers 15. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. Is dit regverdig? Die teks sê, die woord sê, God is regverdig. En nou wil ek jou nooi om saam met my een van ons belydende skrifte op te neem, en dan lees ons uit die Dordtse leerreëls. En ons lees sommer die inleiding, die voorwoord van die Dordtse leerreëls. En kyk hoe praat dit oor die regverdiging van, of die regmatige regverdiging van die uitverkiesing. Alle mense het in Adam gesondig, sê die Dordtse leerreëls, en hulle skuldig gemaak aan die vloek van die ewige dood. Daarom sou God niemand verontreg as dit sy wil was om die hele menslike geslag in die sonde van vervloeking te laat bly en vanweë die sonde te veroordeel nie. Daarom leer die apostels die hele wêreld is voor God doemwaardig. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die loon van die sonde is die dood. Gaan lees Romeine 3:19, Romeine 5:12 tot 14, Romeine 3:23, Romeine 6:23. Met ander woorde ook die Dordtse leerreëls sê, die mensdom in geheel behoort deur God verdoem te word. En die feit dat God dan kies om sekeres uit te verkies, is net genade. Dis net barmhartigheid. Nou die vraag, wat kan ek en jy doen om deel te wees van hulle wat uitverkies is? Wat kan ons doen dat God ons ook uitverkies? Geliefdes, die antwoord, ek en jy kan niks doen, net mooi niks doen, om deur God uitverkies te word nie. Kan dit waar wees? O ja. Wanneer ons die belydenisskrifte oopslaan, Dordtse leerreëls, hoofstuk 1, paragraaf 9. Wat kan ons doen? Daar staan, hierdie uitverkiesing het nie op grond van vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of geskiktheid van die mens tot stand gekom nie. Dit alles kan nooit vooraf as rede of voorwaarde vir die uitverkiesing van die mens vereis word nie. Die uitverkiesing is immers die oorsaak van geloof en geloofsgehoorsaamheid. Wat staan daar? Daar staan, God het nie voor die grondlegging van die aarde en die gange van tyd ingekyk en gesien, maar daardie persoon gaan geloofsoortuiging hê as hulle die evangelie hoor nie.
God het nie in die gange van die tyd ingekyk en gesien, maar ek en jy gaan reageer op die evangelie nie. Nee, is glad nie hoe dit werk. Hoe werk dit? Romeine 11 vers 5. Daar staan, net so is dit ook vandag. Daar is 'n oorblyfsel wat uit die genade deur God uitverkies is, vers 6. En as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie. Anders sou die genade nie meer genade wees nie. Hoorie, dit is net genade. Net genade. Sjoe. As dit dan niks met my en jou uit te waai het nie. As dit nie gaan oor God wat van die begin af gekyk het en gesien het, ek gaan so reageer en daarom red hy my nie. Waaroor gaan dit dan? Geliefdes, dit gaan oor God wat jou uitverkies het sonder dat jy iets gedoen het of iets hoef te gedoen het vir jou om gered te word, om uitverkies te word. En dit gaan ons verstand te bowe. Dit het niks met jou uit te waai nie. Jy het geen stem hierin nie. Dis alles God. Maar is dit dan nie so dat ons mekaar sê, jy moet glo om gered te word, en jy moet nie Jesus Christus glo om gered te word. En natuurlik is dit so. Die Dordtse leerreëls leer ook vir ons in hoofstuk 1 paragraaf 5. Die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur hom is egter 'n genadegawe van God. Daar staan, uit genade is julle gered deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Dit is aan julle genadiglik gegee om in Christus te glo. Gaan lees Hebreërs 4 vers 6. Gaan lees 1 Petrus 2 vers 7. Gaan lees Efesiërs 2 vers 8. Gaan lees Filippense 1 vers 29. Wat staan daar? Daar staan tot slot van die rekening. Dit is so. Om gered te word moet jy glo. Maar hierdie geloof kry jy hoe? Uit jouself? Is dit jy wat die keuse maak om te glo? Nee, glad nie. Die woord leer vir ons, en dit word net weer eens bevestig deur hierdie klomp aanhalings en deur ons belydenende skrifte. Ek en jy glo op grond waarvan? Dat die Heilige Gees jou laat glo. Daar staan, glo is 'n gawe wat die Heilige Gees vir jou gee. Dis 'n geskenk van die Heilige Gees aan jou. Jy glo nie uit jouself nie. Dis nie 'n keuse wat jy maak nie. Selfs dit is 'n geskenk van God. En dit laat 'n mens verstom. Met ander woorde, God kies jou uit voor die grondlegging van die wêreld. En dan, hoe kies hy jou? Hy kies jou deurdat jy glo in Jesus Christus, sy seun. En hoe glo jy? Deurdat die Heilige Gees, God die Heilige Gees, dit is 'n geskenk vir jou gee. Met ander woorde, jy kies nie. God kom en hy gee die gawe van geloof. Dis verstommend. Geliefdes, kom ons vra eintlik die vraag. Die vraag wat in my en in jou hart lewe. Hoe weet ek is uitverkies? En die antwoord daarop is eintlik dan, gegeewe die tekste wat ons gelees het, redelik maklik. Hoe weet jy is uitverkies? Op grond van die volgende. Jy sal die geleentheid kry om die evangelie te hoor. God sal iemand stuur om die evangelie aan jou te bring. En dan, iewers op 'n stadium, wanneer jy hierdie evangelie hoor, dalk nie die eerste keer nie, nie die tweede keer nie, maar vir party mense wel die eerste keer, gaan die Heilige Gees vir jou die gawe van geloof gee. En jy gaan die evangelie glo. En dan gaan jy bewus raak daarvan dat jy sondig is. En eintlik verdoem behoort te wees. En dit gaan jou so diep raak, dat jy met jou skuld en jou sonde las, smeekend na God gaan. En dan gaan jy vryspraak ervaar. En jy gaan die sonde wat jy
oor jare heen gekulmineer het, in jou hart na die Here toe bring, en jy gaan ervaar hoe deur die bloed van Jesus Christus jy skoon gewas word. En jy gaan dit glo. En dit gaan vir jou 'n realiteit word. Hoe? Deurdat die Heilige Gees dit in jou bewerk. En dan gaan jy nie anders kan as om in dankbaarheid te sê, Here, ek verstaan dit nie, ek verstaan nie hoekom kies U my nie, want ek verdien dit nie. Here, maar dankie. En op grond van my dankbaarheid kan ek net sê, ek wil my lewe aan U wy. En daarom sal jy die behoefte hê om in jou eie ek te sterf en vir die Here Jesus te lewe. En in gehoorsaamheid jou lewe aan hom te wy. En dan sluit ons af met die ander vraag. Maar as dit dan alles waar is, hoekom moet ons sending doen? Want as God dan voor die tyd uitverkies het, dan maak dit mos nie saak nie. Die wat uitverkies is, sal uitverkies word. Hoekom moet ons dan sendingwerk doen? Die antwoord? Paulus kom ook en hy sê, daar in 2 Timoteus, hy sê, ons het dit gelees nou, hy sê, daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes. 2 Timoteus 2 vers 10. Hoekom sê hy dit? Hy sê, want God het gekies om dit op hierdie manier te doen. Hoekom? Weet ons nie. Hoekom God besluit het om die kerk te gebruik, om die evangelie uit te dra, is God se besluit. Al wat ons kan doen is om te sê, dankie Here dat U my en die kerk 'n medewerker maak aan ander se uitverkiesing. En mag ons daarom in dankbaarheid, saam met hulle wat uitverkies is, sê, Here, U genade en U liefde is groter as ons verstaan en ons begrip. Maar dankie dat U my gekies het. Geliefde broer, suster, die feit dat jy vanoggend inskakel en luister, beteken jy's uitverkies. Want anders sou jy van die Here niks wou weet nie. Anders was die Heilige Gees nie in jou werksaam nie en het jy jou rug op God gekeer. Anders het jy God vervloek en jou eie ek en jou eie lewe nageleef en wou jy van hom niks weet nie. Wat 'n voorreg om vir jou as uitverkore ook dan nou te sê, jy, liewe broer en suster, het die grootste geskenk in hierdie lewe en die lewe hierna ontvang. Die ewige lewe deur die uitverkiesing. Daarvoor kan ons sê, dankie Here, nogmals dankie. Ontvang daarom die seën van die Here. Vir jou wat hy verkies het, sê hy, my genade, my liefde, my vrede is vir jou bedoel. Amen. Blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, eerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof
roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus hierop sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versier